In hierdie episode fokus ons op die laaste 3 van die 7 gemeentes aan wie die apostel Johannes briewe in die boek Openbaring geskryf het, naamlik Sardes en Philadelphia en Laodicea. Elke brief verkry 'n unieke konteks en betekenis wanneer mense die plekke besoek waar hierdie gemeentes eens bestaan het. Ons gaan hoor hoe gemeentes in hulle geloof hulle self beleef en uitgeleef het, maar ook hoe hulle uitgedaag en aangemoedig is om te groei en te volhard. Soos ander gemeentes het hierdie 3 uitdagings en struikelblokke ervaar. Tog was daar telkens die belofte en die beloning vir hulle wat getrou bly. Die gemeente in Sardes het die naam gehad dat hulle lewe in 'n lewendige gemeente was. Daarom moes hulle verleeg gewees het toe die brief uit Patmos by hulle aankom en God aan hulle sê dat hulle moet wakker word, hulle is aan die slaap. Die oproep van ons Here Jesus Christus aan hierdie gemeente was baie duidelik en baie kragtig. Ontwaak uit jou slaap, anders gaan jy die ewige dood in. Die posbode het verder suidoos na Sardes gereis om die 5de gemeente se brief af te lewer. Van Thyatira was dit omtrent 48 kilometer ver. Op 'n tyd was Sardes 'n belangrike handelsentrum en die hoofstad van Lidië. Onder koning Krusos was hulle moontlik ook een van die eerste stede wat munte geslaan het. Die stad het baie stryd en rampe gesien. Hoewel Sardes aanvanklik glorieryk was, het dit stadig sy rykdom en invloed verloor. Soveel so, dat toe 'n aardbewing die stad in 17 na Christus verwoes het, hulle nie eers met die finansiële ondersteuning van keiser Tiberius die stad behoorlik kon herbou nie. Toe Johannes sy brief aan hierdie gemeente geskryf het, was Sardes reeds 'n stad wat veel kon roem op dit wat was, maar wat min hoop vir die toekoms gehad het. Al wat vandag van Sardes oor is 'n klein treinstasie met die naam Sart en 'n klomp ruïnes. Tussen die ruïnes van die mark en die ander tempels is daar ook dele van 'n sinagoge ontdek wat later as 'n kerk gebruik is. Interessant, die kerk se voorkant was die sinagoge se agterkant en dit is ware net die banke omgedraai. Ons maak dus die afleiding soos wat die Joodse gemeenskap stelselmatig gekwyn het dat die Christengemeenskap oorgeneem het. Maar dit kon ons ook reeds goed vasgestel het, die Christengemeenskap het ook stelselmatig gekwyn en later heeltemal verdwyn. Afgodsaanbidding was deurgaans 'n faktor. In 'n stadium was Sardes bekend vir sy strategiese posisie teen die berg Tmolus. Hulle posisie het dit byna onmoontlik gemaak om die stad in te neem, of ten minste so die inwoners gedink. Daar was net een geheime plek waar jy by die stad kon ingaan. Dit was egter goed versteek en dit kon nie maklik deur aanvallende magte gesien word nie. Daarom het die inwoners van die stad selde moeite gedoen om die plek te beveilig. Hulle selfversekerde rustigheid het egter by meer as een geleentheid tot hulle ondergang gelei. Vyandige magte het telkens die geheime hek ontdek en in die nag die inwoners oorval. Hierdie geskiedenis plaas die gedagtes in Openbaring 3 vers 3 in perspektief, as Christus sê dat hy soos 'n dief in die nag op hulle gaan afkom. Die Here Jesus openbaar homself op 'n relatief eenvoudige manier aan Sardes. Hy herinner hulle bloot dat hy alle mag in die hemel en op aarde het. Die magte van die hemel en die aarde is in sy hand. As Heer kom hy na sy eiendom en die vraag is, wat gaan hy vind? Dit is interessant dat die Here Jesus die volgorde in hierdie brief omruil. By die ander het hy eers die goeie uitgelig en daarna die vermaaning. Hier vermaan die Here Jesus eers. Soos wat daar soms skynheilige mense in 'n gemeente is, kry jy ook skynheilige gemeentes. Hulle wil deur mense geëer word, hulle wil 'n sekere reputasie hê en sal werk om die reputasie op te pas. Tog is dit bloot voorgee, want hulle lyk net so. Die hoogbloei van die stad het in die verlede gelê, maar die stad was besig om dood te gaan. En so was die gemeente self besig om dood te gaan. Hulle het nog die uiterlike skyn gehad dat hulle lewend is en dat dit voorspoedig met hulle is,
Maar ons lees hier in Openbaring 3 vers 1, die Here sê vir hulle, ek ken jou werke, dat jy die naam het, dat jy leef, en jy is dood. Met ander woorde, dit lyk nog asof hulle lewe, hulle het miskien in die verlede gelewe, in die verlede het hulle 'n naam gehad, maar nou is hulle dood. Dood in hulle werke, dood in hulle liefde vir Christus. Genadiglik was daar uitsonderings op die reël en was die gedagte agter die brief juis om as 'n waarskuwing te dien. Hulle moes bekeer van hulle dooie werke. Wat presies het die Here Jesus met die aanklag bedoel? Openbaring 3 vers 2 beskryf dat hul werke die probleem was. Hul werke het egter ook van 'n sekere hartsgesindheid getuig. Die woorde in Openbaring 3 vers 4 gee vir ons 'n aanduiding. Christus getuig dat baie in die gemeente hulle klere verontreinig het. Die Griekse woord wat Christus gebruik is dieselfde as wat ons gebruik om te sê dat 'n babatjie sy doek vuil gemaak het. Hier word met ander woorde na iets bedek, tog waaglik verwys. Sonde het mettertyd in die kerk ingesypel. Onder die vrome oppervlakte het die geheime sondes voortgewoeker. Die uiteinde was dat die gemeente geestelik gesterf het. Volgens die Griekse historikus Herodotus het Sardes 'n reputasie opgebou van lae morele standaarde en openlike bandeloosheid. Miskien het die lidmate soos 'n stad begin lyk en vergeet dat hulle tot heiligmaking geroep is. Daar is klein merkertjies wat ons in daardie rigting wys. In die voorportaal was daar 'n lys donateurs wat bygedra het tot die bou van die sinagoge. Ons weet dat hulle Jode was, maar in plaas daarvan dat hulle name in Hebreëus geskryf het, het hulle die Griekse weergawe van hulle name gebruik. Hulle het dus baie van hulle Joodse identiteit verloor. Tweedens, die gelowiges het eers in huise byeengekom, maar op 'n stadium het hulle sommer die sinagoge by die Jode oorgeneem. Hulle het letterlik die kerkbanke net omgedraai om ander kant toe te kyk. Laastens, gaan kyk 'n mens daar na die altaar voor in die kerk, dan sien 'n mens dat 'n arendkop deel van die versiering op die altaar was. Op daardie stadium was die altaar egter die keiserlike simbool. As jy 'n arend gesien het, dan moes jy aan die keiser dink. Nou, dit laat 'n mens wonder, kan dit wees dat hulle wierook daar in die kerk tot verering van die keiser gebrand het? Die wekroep is hard en duidelik. Skrik wakker. Moenie verder in julle walglike toestand sluimer nie. Dan is daar die belofte. As julle dit doen, sal julle erkenning vir die Vader en die engele in die hemel kry. En nie bloot net die waardelose erkenning van mense nie. Mens wonder as God vandag vir ons gemeentes hierdie briewe sou skryf, wat sou in ons gemeente skryf? Ons wat dalk dink dat ons lewe, is ons dalk ook in die slaap, moet ons dalk ook ontwaak, moet ons dalk ook wakker word. Die stad Philadelphia is ongeveer 45 km van Sardes afgeleë. Die stad is so vernoem na sy stigter, Attalus II Philadelphus, wat van 160 tot 138 voor Christus regeer het. Die naam Philadelphia beteken broederliefde en die stad het 'n strategiese posisie gehad, op die kruispunt waar die drie lande se grense mekaar ontmoet het, naamlik Misië en Frigië en Lydië. Die stad was bekend as 'n poort na die ooste en is gebou met die doel om die Griekse kultuur na die barbare van Frigië uit te dra. Die stad lê in 'n vrugbare vallei naby die aktiewe vulkaan Katakekomene. Ondanks die feit dat die stad verskeie kere deur aardbewings verwoes is, het die vulkaniese uitbarsting ryk landbougrond verskaf, veral vir die verbouing van druiwe. Die stad was eens welvarend, maar in 17 na Christus het 'n katastrofiese aardbewing die streek getref. 'n Ramp so verwoestend dat Rome Philadelphia vir 5 jaar van belasting vrygestel het. Die mense van Philadelphia het egter op meer hulp gehoop, maar te vergeefs. Daar is hierdie verwytende gevoel teenoor Rome ontwikkel. Hulle het verwaarloos gevoel.
Hierdie gevoel het in die ontnigtering van verraad verander, toe keiser Domitianus besluit het dat daar al die wingerde in die streek uitgeruk moes word. As jy vandag deur hierdie pragtige vallei ry, is dit duidelik dat hierdie wingerde die ruggraat van hulle ekonomie moes wees. Volgens oorlewering was die kwaliteit daarvan so goed, dat hulle met die in Rome gekompeteer het. Christene het hierdie gevoel van verraad nog skerper ervaar, toe die Jode die sinagoge deur in hulle gesigte begin toeslaan het. Dit sou ook beteken dat hulle name van die rol geskraap word. Vir 'n tyd lank is die Jode vrygestel van keiser aanbidding, terwyl Christene as 'n Joodse splintergroep beskou is, het hulle dieselfde beskerming as die Jode geniet. Maar toe die Jode hulle die sinagoges geweier het, het hulle die volle gewig van Rome se dwingende mag begin ervaar. En soos ons reeds verneem het, was keiser Domitianus verneig in sy ywer vir die Rome. Hierdie historiese agtergrond plaas die woorde van Jesus in Openbaring 3 vers 8 in perspektief. Kyk, ek het voor jou 'n geopende deur gegee. Waar hierdie mense, veral die Christene, goed bekend was met geslote deure, het hulle dit nie by Christus gevind nie. Hoe stel hy homself bekend? In Jesaja 22 vind ons die verhaal van twee paleisministers, Sebna en Eljakim. Sebna is weens sy goddelose gedrag afgedank en Eljakim het sy posisie oorgeneem. Hy het die sleutels tot die huis van Dawid ontvang. In hierdie brief beklemtoon die Here Jesus dat hy God is. Hy lê klem op die feit dat hy heilig, ewig en betroubaar is. Hy sal hulle nie in die steek laat nie. Dan volg hierdie baie interessante verwysing na die feit dat hy ook die sleuteldraer van die huis van Dawid is. Die sleutels het hom toegang gegee tot die skatkamers van die koninklike paleis. In Openbaring 3 kom beskryf Christus hom as Eljakim se meerdere. Eljakim het die sleutels van die huis van Dawid gehad. Jesus het egter die sleutels van die skatkamers van die hemele. En anders as Rome wat moes help, maar sy hulp weerhou het, anders as Rome wat terwille van sy eie aansien en welvaart ander groot skade berokken het, anders as die Jode wat Christus hardkoppig bly verwerp het en nou die sinagoge se deure sluit, is Christus betroubaar. Hy sluit die deur van die koninkryk oop en sondaars word gered. Wanneer mense egter sy woord verwerp, sluit hy die deure vir hulle toe. Dikwels voel dit in ons persoonlike lewe en in ons geloof asof deure vir ons gesluit is. Dit mag voel of ons deur benouende omstandighede ingeperk word. Onthou egter dat Christus die sleutel dra om hierdie geslote deure oop te maak en vir ons 'n uitweg te bied. Wat 'n troos is dit nie? Die een wat ons waarlik liefhet, is ook die een wat die vermoë het om die regte deur op die regte tyd vir ons oop te maak. Maar wat ook ander deure vir ons gesluit hou, vir 'n baie goeie rede. Christus kom om hierdie gemeente te vertroos en te bemoedig. Hy wil haar verseker van die feit dat sy God se eiendom is. Jy is myne, sê hy. Haar swakheid sit hom nie af nie, inteendeel, hy moedig haar aan. Ek ken jou werke, jy het min krag en jy het my woord bewaar en my naam nie verloon nie. Openbaring 3 vers 8. 'n Mens kan jouself indink hoe magteloos die gemeenskap moes voel toe daardie wingerde uitgepluk word. Hoe magteloos die gelowiges gevoel het toe die sinagoge se deure in hul gesigte toegegooi word. Christus kom sê, ek weet jy het min krag, maar my krag word in swakheid volbring. Daarom, al is jy swak, is jy sterk. Vergelyk 2 Korintiërs 12 vers 10. Juis omdat die gemeente haar nietigheid besef het, het sy haar oë gefestig op Christus, wat deure oop en toesluit. En dit bring ons by die punt waar ons goed moet verstaan, dat swakheid en magteloosheid nie beteken dat jy waardeloos is in Christus se oë nie.
2 Korintiërs 12 vers 9 sê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Omdat hulle God se woord bewaar het, sal hy hulle ook in benoudheid bewaar. Hy waarsku julle egter in liefde. Hou vas aan wat julle het, sodat niemand julle die kroon kan roof nie. Vir elke gelowige sê God, jy is myne. Christus sê selfs meer, wat myne is joune. Dit blyk uit die beloftes van Openbaring 3 vers 12. Wie oorwin, ek sal hom 'n pilaar in die tempel van my God maak. Dit beteken dat elkeen wat oorwin, 'n vaste plek in die teenwoordigheid van God sal kry. Die Jode het julle dalk soos vrotvelle by die sinagoge uitgegooi, maar God sal vir jou 'n ewige plek in sy tempel gee. Hier is 'n mooi teenstelling tussen die sinagoge as plaasvervanger van die tempel in die tyd van die Joodse ballingskap en die ewige tempel van God, waar hy self teenwoordig is en deur die engele aanbid word. Dink 'n mens aan die pilare van die tempels uit daardie tyd, hoor ons dat hulle ryklik versierde kolomme was, wat elkeen 'n ander aspek van daardie afgode se skynbare eer uitgelig het. Hier hoor die gemeente, God gaan julle 'n permanente plek in sy woning gee, en julle teenwoordigheid daar gaan vir altyd sy heerlikheid duidelik sigbaar maak. Hy sal nooit verwyder word nie, want sy plek is vas en seker. Die begeerte van Dawid in Psalm 27 vers 4 sal vir die oorwinnaar op 'n verruklike wyse waar word. Een ding het ek van die Here begeer, en dit sal ek soek, dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here, om die lieflikheid van die Here te aanskou en te ondersoek in sy tempel. Aan die wat getrou bly, kom gee hy dit wat syne is, naamlik 'n Vader in die hemel, 'n ewige tuiste op die nuwe aarde in die teenwoordigheid van God, en 'n nuwe naam, die naam van ons Here Jesus Christus, sodat sy heerlikheid verkondig gaan word. So word ons verseker dat ons God se is, vir tyd en ewigheid. Laodicea, die hoofstad van die streek Frigië, en die poskoets uit Patmos het hier gestop met die briewe soos aan al 7 gemeentes wat ons lees in Openbaring. Die boodskap van die brief van Laodicea was van die waaragtige getuie, Christus self, die waarheid, en hy onderskei tussen waarheid en leuen. As jy 'n Christen gedurende die eerste eeu in Laodicea was, sou jy jouself miskien gelukkig geag het. Dit was die stad van miljonêers. Daar was 'n bloeiende ekonomie en 'n gesofistikeerde bankstelsel. Daar het belangrike handelsroetes deur die stad geloop en dit het verseker dat ware van reg oor die wêreld in Laodicea beskikbaar was. Die tekstielbedryf het daar floreer. Hulle het eksotiese swart wolskape geteel. Daar was ook 'n bekende oogsalf in Laodicea beskikbaar en mense het van heinde en verre gekom om dit te koop. Ons het vroeër reeds gesien wat die effek van daardie verskriklike aardbewing van 17 na Christus in Philadelphia en Sardes veroorsaak het. Dis merkwaardig dat Laodicea radikaal anders was. Hulle was so welvarend dat hulle Rome se bystand totaal van die hand gewys het. Hulle het die stad op eie onkoste self herbou. Tog het die stad ook 'n groot uitdaging in die gesig gestaar. Die ligging van die stad is so gekies dat dit op die kruispunt van verskeie handelsroetes gelê het. Daar was egter nie skoon water nie. Maar terwille van die rykdom was hulle bereid om daarmee saam te leef. Om nou die probleem op te los, het hulle water uit die Denizli-bronne afgevoer. Hulle het 'n lang reeks waterpype of akwadukte gebou om die water daarin te bring. Maar dit het nuwe probleme geskep. Die intense hitte van Klein-Asië het veroorsaak dat die water lauwarm in Laodicea aangekom het. Erger nog, hierdie water was vol minerale wat 'n onaangename smaak aangegee het. Jy kan die minerale sediment in die oorblywende waterpype duidelik in die ruïnes sien. Daar word beweer dat wanneer jy hierdie water gedrink het, die smaak so sleg was
dat jy dit dadelik wou uitspoeg. In Openbaring 3 vers 15 kry ons een van die sterkste uitsprake van Christus teen sy gemeentes. Is waar hy vir Laodicea sê, ek gaan julle uit my mond uitspoeg. Letterlik uitbraak. En die bedoeling daarvan is dat hulle hom gewalg het. 15 kilometer weg het bergstroompies die stad Kolosse van heerlike koelwater voorsien, wat heerlik verfrissend was. Hierapolis, 10 kilometer in die ander rigting, het weer helende warmwaterbronne gehad. Maar Laodicea se water het die mense met weerstand gevul. Op 'n skerp manier kom sê die Here Jesus aan hulle, dat hy van hulle verwag om helend te wees soos die warmwaterbronne, of verfrissend soos die bergstrome. Maar wanneer hy aan hulle dink, vul hulle hom met weerstand. Hy wil hulle uitbraak, want hulle is nog warm, nog koud. Nou as ons na die ander gemeentes kyk, en ons kyk na die gemeente in Laodicea, wat was hulle probleem gewees? Die Here Jesus Christus beskryf hoe hulle dink, en ons lees daarso in Openbaring 3, die 17de vers, die Laodicense sê, ek is ryk, en ek het verryk geword, en ek het aan niks gebrek nie. En jy weet nie, dat dit jy is wat elendig en beklaanswaardig is nie, en arm en blind en naak is nie. Met ander woorde, hierdie mense het nie hulle eie ellende raak gesien nie, het nie raak gesien tot watter mate hulle die Here nodig gehad het nie. As hulle in daardie besonderse welvarende stad, as hulle klere wou hê, kon hulle die beste klere koop, en as hulle medisyne wou hê, kon hulle die beste medisyne kry. Daar was nie eintlik iets waarin hulle gebrek gehad het nie, en hulle het ook nie die Here nodig gehad nie. Trouwens, hulle het die Here, soos ons hier verder lees, heeltemal buite gesluit. So inderdaad was die Here Jesus een wat hulle programme en hulle eie agendas belemmer het. Hulle het vir die Here gesê, soos hulle vir die keiser gesê het in 17 na Christus, ons het nie hulp nodig nie. Ons het, los ons uit, ja nee, ons sal regkom. Wie is Christus om so aanspraak te maak? Hy is die Amen, die getroue en die waaragtige getuie. Hier kom wys Christus hoe goed hy mense se harte ken. Hy weet dat trots en selfvoldaanheid maak dat ons onsself nie sien soos wat ons waarlik is nie, maar soos wat dit ons pas. Maar Jesus se woorde sny diep, en ten einde gewig en momentum agter die woorde te sit, beskryf hy homself as die een wie se getuienis onbetwisbaar is. Die woord Amen kan vertaal word met dit is vas en waar. Met ander woorde, sy woord is absoluut vas en waar. Hy dik nie aan nie. Hy ken ook die hele storie. Hy was van die begin af daar. As hy iets sê, kan jy weet dit is waar. Christus se getuienis ontmasker hierdie gemeente reguit en direk. Tog is sy doel nie om hulle verslae of selfs moedeloos te maak nie. Die rede hoekom hy hulle ontmasker is sodat hy hulle daarmee tot herstel wil oproep. Hy wil hê dat hierdie welvarende, dog geestelik bankrot gemeente in geloof herstel moet word. Die merkwaardige is dat die Here Jesus steeds na hulle roep. Dat hy steeds na hulle uitreik. Ons lees hierso in die 3de hoofstuk in vers 18, ek raai julle aan om van my te koop goud wat deur vuur gelouter is. Met ander woorde, daar is iets wat hulle nodig het, iets baie kosbaar wat hulle nog nie het nie. Al dink hulle is baie ryk. En dan ook wit klere dat jy kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie. Ja, hulle dink hulle is geregtig om voor God te verskyn. Hulle dink hulle het geregtigheid, maar hulle het dit nie. Hulle het die wit klere nodig wat slegs die Here vir jou kan gee, en dit is slegs met daardie wit klere dat jy eendag voor God sal kan staan. En dan laastens, hulle moet by hom koop salf om hulle oë te salf,
sodat hulle kan sien, sodat hulle die waarheid kan sien van hulle eie situasie, maar ook die waarheid kan sien van die genade wat daar in God alleen is en wat daar in die Here Jesus Christus alleen is. Wonderlike aanbod wat hier gemaak word, maar dit het 'n prys. Daar sal iets ook prys gegee moet word. Daar sal iets betaal moet word. Daar sal iets afgegee moet word, afgelê moet word, en dit is daardie selfvoldaanheid, daardie waarde wat hulle aan hulle self gegee het, daardie waarde wat hulle gehad het, wat gemaak het, dat hulle nie eintlik die Here nodig gehad het nie. En laat ons nie ook daardie fout maak nie. Ons het die Here nodig. En laat ons eie selfgenoegsaamheid aflê, dis ook baie nodig. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou, en hy met my. Hierdie vers is deur die eeue in evangelisasiegesprekke gebruik of eerder misbruik. Dit is aangehaal om aan te dui dat die Here Jesus aan die deur van verlore sondaars harte klop. Baie brei die beeld selfs verder uit en wys dat die deur van ons harte net 'n handvatsel aan die binnekant het. As ons nie die deur van ons harte oopmaak nie, kan Christus nie inkom nie. En daarmee word dalk onbewustelik die indruk geskep dat Christus magteloos is. As jy hom nie inlaat nie, kan hy niks doen nie. Maar so 'n beeld van Christus is heel anders as die oorwinnaar wat ons telkens sien. Ons moet die konteks van hierdie vers in gedagte hou. Die Here Jesus praat nie met ongelowiges nie, maar met sy gemeente. Deur hulle selfvoldaanheid het hulle nie meer gesê uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge nie. Hulle fokus was uit onsself, deur onsself en vir onsself. Kort voor lank het dit gebeur dat Jesus nie meer die middelpunt van hulle geloof was nie. Nee, hy was in die pad van die edele ideale wat hulle nagestreef het. God help die wat hulle self help. Meer nog, nie net was hy in die gemeente se pad nie, hulle het sommer hom uitgesluit. En nou staan hy by die deur en klop. Al kan hy, breek hy die deur nie af nie. Soos tevore met Adam en Eva roep hy na hulle. Het julle agtergekom dat ek nie meer in julle midde is nie? Dat ek nie meer saak maak nie? Het julle agtergekom dat ek nie meer julle weg, julle waarheid, julle lewe is nie? En al kloppende rig hy hierdie oproep. As iemand oopmaak, sal ek saam met hom maaltyd hou. Dit is 'n beeldspraak wat dui op 'n herstelde verhouding. Onthou jy wanneer die verlore seun met sy pa versoen word die vetgemaakte kalf geslag en fees gevier. Veel groter is die feesmaal wanneer die verhouding tussen Christus en sy gemeente weer herstel word. Hierdie beeld van die kloppende Christus dwing ons tot selfondersoek. Die vraag is ten diepste nie wat ons gemeente se naam, geskiedenis of prestasies is nie. Die groot vraag is, staan Christus buite die gemeente? Of is hy midde die gemeente, waar hy omhels, bemin, geëer, verheerlik en gevolg word? Of staan hy aan die buitekant, kloppend en roepend tot sy gemeente? Christus bied nog meer. Wie na sy stem luister en besef dat hy nie meer in hulle midde is nie, wie sy eie agenda eenkant toe skuif en opstaan, wie moeite doen om Christus weer die middelpunt van die gemeente te maak, daardie persoon sal van die tafel na die troon beweeg. Aan hom wat oorwin, oor selfgerigtheid, trots en sonde, sal ek gee om saam met my te sit op die troon, soos ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Christus het die goeie stryd op aarde gestry en oorwinning behaal. Nou beklee hy 'n posisie van eer en van rus. En dit is ook wat aan die oorwinnende Christen beloof word. Eendag sal hy en sy in Christus se eer en in sy rus deel. In die briewe aan Sardes, Philadelphia en Laodicea herinner Christus die gemeentes
dat hy die opperheerser is en dat ons hom getrou moet dien. Alhoewel dat hy geen kompromieë met die vyand duld nie, wys hy ons ook dat sulke kompromieë gevaarlik is. Tog sien ons dat hy nie sommer in die algemeen met sy kerk werk nie. Hy sien elke daad van getrouheid, van geloof, van liefde en diens, van die naaste raak en hy verheug hom daaroor. En daarom die versekering, die wat volhard sal die beloning ontvang. Hulle sal deel hê aan sy ewige heerlikheid. Hy sal die las wat ons in hierdie lewe dra, nie onnodig vermenigvuldig nie. Hy sal die teenstanders oorwin. Hou moed, bly getrou. Volgende keer op vaste fondamente, op 'n tydstip van die geskiedenis waar ons groot konflik en diep onsekerheid ervaar, waar die wêreld rondom ons verander en die fondamente van ons geloof uitgedaag word, is dit belangrik om te onthou hoe ons hierdie ryk geloofsgrondslag ontvang het. Ons moet terugkyk na die groot kerkvergaderings waar gelowiges uit die vroeë kerk bymekaar gekom het, om ons geloofsleer so te formuleer dat dit reg Bybels is. Volgende keer kyk ons na die minder bekende verhale van moedigheid, geloof en volharding wat ons vandag steeds moet motiveer, inspireer vir die toekoms.